Môre maats. Dis vandag weer storie tyd hier in Genesis hoofstuk 42 maats, dis 'n baie lang hoofstuk en daar het so baie gebeur, so kom ons begin vinnig. Onthou julle laas het ons gesels oor Farao en sy drome, nê? 7 vet koeie, 7 maar koeie. 7 maar koeie vreet die vetes op, nê? Daar sou 7 goeie jare kom en 7 swaar jare. Maar as die swaar jare het gekom en dit was baie droog. Groot hongersnood, nie net daar in Egipte nie, somme in die hele wêreld daar rondom. Soveel so dat Jakob hulle, nê, Josef se pa hulle, wat hy soveel jare laas gesien het, ook hongersnood gehad het. En Jakob vir sy seun sê, trek af Egipte toe, ons hoor daar's kos, gaan kry vir ons kos. Daar gaan 10 seuns, nê? Want Josef is mos nou eintlik in Egipte, en sy pappa sê, nee, julle vat nie vir Benjamin saam nie, hy is die kleinste, ek is lief vir hom. Maar toe daai seuns in Egipte kom, toe kom hulle daar voor die man wat die koring verkoop, en julle kan nie glo wie's dit nie, hulle eie boetie Josef. Maar hulle het hom nie herken nie, want hy lyk soos 'n Egiptenaar, en hy praat nog die taal van Egipte ook, maar Josef het hulle herken. Hy kan nie glo wie hy sien nie. Weet julle wat gebeur? Hulle buig voor hom, en vra asseblief, ons kom om te kom kos koop, want Josef is mos nou 'n heerser. Hy is nou 'n baie belangrike man daar in Egipte. En daar dink Josef, maar hier word die droom waar wat Vader Jahwe hom gegee het, van die koring wat mos voor hom buig, en die son en die maan en die sterre. En Josef, sy hartjie is nou baie, hy klop vinnig. Nou dink hy, wat gaan hy doen? Hy sê, wie's julle? En hulle sê, ons is goeie mense, ons is eerlike mense, ons pa Jakob het ons gestuur om te kom kos koop. Josef sê, nee, julle is spioene. Maar eintlik praat Josef met hulle, dat hulle so 'n bietjie kan vertel, hoe gaan dit? Hulle sê, nee, ons is 12 boeties, een is nie meer daarmee nie, want hulle het nie geweet wat het van Josef geword nie, en Benjamin is by die huis. Ja, sê Josef, ek sê julle is spioene, waar is die ander? En so begin hulle te dink oor Josef en Benjamin by die huis, maats, en net daar sit Josef hulle almal in die tronk. En hulle is bang en hulle is benoud. Nou praat hulle in hulle taal, want hulle dink, hier die Egiptiese man verstaan hulle, en my verstaan elke woord wat hulle sê. En die een sê vir die ander, sien jy, dit wat ons jare terug het verkeerd gedoen het, nou straf Vader Jahwe ons. En Josef se hartjie word hartseer, want hy besef, hulle weet wat het hulle verkeerd gedoen. En hy gaan daar eenkant in 'n kamer, en hy huil, Maar toe was hy sy gesiggie, dat hulle nie kan sien hy het gehuil nie. En na 3 dae, sê hy vir hulle, reg, julle kan huis toe gaan, maar ek gaan een van julle hier agterhou, totdat julle julle jongste boetie bring. Want hy het geweet, hier gaan nou 'n groot ding moet gebeur, dat hulle daai boetie gaan afbring. Maar Josef wil graag vir Benjamin sien, want hy is sy eie boetie. Hulle los Simeon daar agter, en hulle gaan. Want tussen het Josef vir die leiwag gesê, maak al hulle sakke vol koring, maar sit hulle geld terug. En toe daai klomp seuns van Jakob by die eerste plek waar hulle kom oorslaap, in hulle sakke kyk, toe sien hulle is vol koring, en wat is bo in die sakke? Hulle geld. En hulle skrik. Want as die Egiptiese soldate dit sien, gaan hulle sê, maar julle is kelms, julle het nooit betaal nie. Nou raak hulle bang en benoud. Hulle kom by hulle papa Jakob. Hulle sê, papa Jakob, ons het baie koring gekry, maar daar het 'n groot verskriklike ding gebeur. Simeon is in die tronk gegooi. En nou is papa Jakob baie hartseer. Want Josef is mos weg. En nou is Simeon in die tronk. En die ergste van alles is, hulle sê vir hom, daai Egiptiese man wil vir Benjamin sien. Hulle sê, ons moet vir Benjamin bring. Nee, sê Jakob, ek sal nooit vir Benjamin laat gaan nie. Ek is te lief vir hom. Laas het Josef weggeraak, wilde dier het hom geëet, is wat hy gedink het. Net nou kom Benjamin iets oor. Nee, hy gaan nie saam nie. Maar nou weet ons nie wat gaan gebeur nie. Waar was julle die Bybelstorie ken? Genesis 42, vra vir mamma en papa om dit te lees. Maar hierdie is 'n interessante verhaal, want daai boeties het gedink jare terug, hulle kan sommer iets doen, en Vader Jahwe sien dit nie, en hulle kan jok vir hulle papa Jakob. Die waarheid gaan nou uitkom,
Maar dit gaan nou 'n rukkie vat, want Jakob het gesê, hy gaan nie vir Benjamin afstuur nie, hulle moet maar lekker eet en al daai baie koring. Maar hoe lank gaan daai koring hou, tot hulle weer nuus moet gaan haal in Egipte? En intussen, wie's nog in Egipte? Simeon, hy is in die tronk, kan hulle hom net daar los? Nee, want ons gaan volgende keer 'n bietjie verder gesels daaroor. So Simeon is nou daar onder in Egipte in die tronk. Josef wag geduldig om te kyk of sy boeties vir Benjamin gaan bring. Vader Jakob is baie hartseer, want hulle wil nou vir Benjamin ook vat en Simeon is onder in die tronk. En intussen is daai boeties bang, want die waarheid gaan nog uitkom. Maat, kom ons sit net so dan bid ons saam. Dankie Vader Jahwe, dat U vir ons leer om altyd eerlik te wees. Dankie dat U vir ons leer, U sien alles en U weet alles. Help vir ons om altyd gehoorsaam te wees. In Yeshua, amen. Tot ziens maat, tot volgende week, tata.